Goeiemôre dan, dit is 12 Mei 2026, lesing 9 van die groot Johannes Evangelie boek 4. Het is eintlik Karen se slot vandag, maar sy het nou gister die boek afgehandel. Yeshua die gesalfde leer die weg na die liefde, en sy gaan eers so 'n rukkie vas staan en dan sal ons sien wat die boekvader vir haar wys om te doen. Intussen sal ek aangaan met die Johannes Evangelie. Daar is nog 6-7 boeke voor, so ons het nog baie wat ons moet leer. Die volgende hoofstukke, die 2, 16 en 17 wat ons vandag behandel, is dalk 'n meer politieke aangeleentheid, maar dit is belangrik dat ons kennis neem van hoe die politiek en die destydse kerk of die tempel, hoe hulle in mekaar geskakel het en hoe die bedrog gewerk het. En dat dit vandag nog steeds so is, so ons kan nie sê ons wil nie hierdie goed lees nie, want dit verseker het dit nou nie reddingswaarde nie, maar dit het vir ons weer waarde om die omstandighede te ken waarin Yeshua en sy disippels moes beweeg. Hulle was heeltyd op die vlug. Hulle was gejag deur die tempel. Die tempel het hierdie Herodes aangehits en dinge vervals en belieg, en so het Herodes se soldate ook vir Yeshua gejag. Snaaks dat die Romeine, wat jy eintlik sou dink dat hulle teen hom was eintlik sy vriende. En hier het ons nou die verhaal waar Yeshua by sy vriende is, by 'n Romeinse huis met die naam van Markus, wat toe later in 'n kuuroord verander is. Ons sal dit vandag nou 'n gesondheidsoord noem, met baddens en allerlei behandeling wat daai tyd gedoen is. En Yeshua is in die geselskap van 'n hele klomp hooggeplaaste Romeine, wat almal aan sy kant is, al van geboorte af. Cornelius, Cyrenius en Faustus en ander. So die groot manne wat alle mag gehad het oor Klein-Asië, mag oor Herodes, mag oor die tempel, was in Yeshua se hand en het geglo dat hy die verwagte Messias is. En Yeshua kon hulle maklik aangehits het. Hoorie, haal die tempel uit of haal vir Herodes uit. En die ou sou dit gedoen het, want hy het die mag daartoe en hy sou alles gedoen het wat Yeshua van hom verwag het. Maar omdat Yeshua net liefde is en nie met die vrye wil van mense inmeng nie, het hy nie sulke opdragte gegee nie. So kom ons lees oor die agtergrond, dan sal ons beter verstaan hoe ons vandag die dinge moet hanteer. Want kerk en staat is nog altyd een. Die Rooms-Katholieke kerk het oor 2000 jaar nog altyd geweldige invloed uitgeoefen op die konings in Europa, later aan met hulle verbreiding na Afrika en na die nuwe wêrelde soos Amerika en Kanada. Orals is hulle in beheer. Ek was baie verstom eintlik eers in die laaste paar maande, toe ek sien hoe groot Amerika in die greep van die Rooms-Katholieke is. Ek het dit regtig nie geweet nie. Ek het gedag, hulle is al ten minste protestants. Dus dit is soos ons sê, in Engels the lesser devil, kleiner duivel. Maar die Rooms-Katholieke kerk slaan die kitaar. En die Rooms-Katholieke kerk is in beheer van die politiek in Amerika. En vandag is die Rooms-Katholieke kerk net so magtig in Afrika. En alhoewel hulle dit nie altyd sê nie, hulle kry hulle mag deur mense met geld toe te gooi. Ons grootste vyand toe ons op die grens was die basisse in die Rooms-Katholieke kerk of kampe wat hulle gehad het in Angola. Ek was self in een van hulle na die oorlog en ek het gesien hoe groot dit is. Die Rooms-Katholieke in destydse Rhodesia, dis waar hierdie Mugabe en Musarewa en al die lot uitkry. Hulle is almal so met die paus.
En die dag toe Nelson Mandela hierdie land se nuwe president word, ek moet nie eers sê myne nie, want hy was nooit nie, toe staan die hoof van die Rooms-Katholieke Kerk se Jesuïte orde, dit is hulle oorlogsarm, staan hy aan die linkerkant van Nelson Mandela toe hy ingesweer is hier by die Uniegebouwe, wat vir die wêreld gewys het, dat Suid-Afrika is ook nou onder die mag van die Rooms-Katholieke Kerk. So moenie die geestelike mag onderskat nie. Hulle is ook die ouens wat die Bybels die wêreld heen stuur en laat vertaal om aan te pas by die local afgoderry. Die hele Afrika, almal het Bybels. Hulle het nie eers 'n taal gehad nie. So dit is nie deur hulle gedoen nie, dis deur ander mense. 'n Voorbeeld is, hier's 'n ou toordokter in Suid-Afrika wat ek nie eintlik 'n groot probleem met het nie. So 'n swart toordokter, hy's nou daar in Koereman se wêreld. Hy staan omtrent nou in die een been op die piesangskil en een in die graf. Credo Mutwa. En hy het etlike boeke geskryf. Weet jy wie sy groot boek geskryf wat almal ken wat in die geestelike dinge delf? Die boek se naam is Indaba My Children. Dit is geskryf deur 'n liberale Afrikaner, Frederik van Sail Slabbert. Kan julle hom nog onthou? Die ou mense, ouer manne kan hom nog onthou. Ou DA of daai tyd was dit 'n progressiewe party. Hy het die hele boek geskryf. Want ek is seker die ou toordokter kon nie op daai stadium lees en skryf nie. Ek weet nie of hy dit nou kan doen nie. Maar dis die dinge wat om ons gebeur en dinge wat ons lewens elke dag affekteer. En ek moet daaroor praat, ek moet vir jou wys om die verband te sien. Want om net hele dag oor Jesus te praat en nie die verband te sien nie, maak dat jy eintlik nie 'n dieper geloof begin ontwikkel nie. As jy kan sien hoe die vyand werk en op watse vlakke hy oral werk, soos hier in hierdie stuk, hoe hulle bedrog pleeg om net een man te vang en om dood te maak, wat net goed gedoen het. En Joshua sê dit sal aan die einde van die tyd net so wees. As hulle die huisheer gehaat het en hom dood wil hê, sal hulle die huisgenote ook haat en wil dood hê. En dit kom. Ons is nog op hierdie stadium baie geseën dat ons vrylik ons godsdienst kan beoefen en dat niemand ons op die oomblik met swaar vervolg nie, maar dit gaan nie vir altyd so wees nie. Ek sien in Israel vanoggend daar nou wetgewing, dis nou daar waar die Jodeland is, ek noem dit eintlik nie Israel nie, dat jy nie meer 'n woord van Jesus mag sê in die land nie, met die belofte van 1 jaar tronkstraf, en as jy vir kinders onder 18 jaar van Jesus vertel, van Yeshua, 2 jaar tronkstraf. So die dinge begin, waar dit daar nou begin, gaan dit oor die wêreld versprei. So ons moet gereed wees om kragtig te staan en onbeskroom vir Yeshua op te kom en vir sy leer. En dis dinge wat so nie net sommer kom nie. Dit kom deur 'n baie innerlike diep verhouding met Yeshua op te bou. En dit is iets wat ons moet oefen. Soos wat enige iets, as jy goed wil wees in die wêreld in een of ander item, moet jy oefen. Hoe kan jy 'n goeie musikant wees? As jy net studeer in al die musiekboeke, jy lees net musiekboeke. Wie is die ou wat beter af is? Die een wat al die kennis in die musiekboek het, of die ou wat al 'n paar toonlere kon speel? Natuurlik, want hy gaan binnekort begin speel. En dis dieselfde met geloof. Ons moet dit doen. Dit help nie net ons ken die Bybel nie. Ons moet die Bybel doen. Dit is die verskil tussen ons gemeente en feitelik allerhande ander Christenorganisasies. Daar is nie baie wat op 'n Sondag kom jy kerk toe, staan die dominee buitehuis, nee, kom, klim in die karre, ons gaan nou, daar in Danwil of in Daspoort is mense wat baie swaar kry, ons het nou met julle tiendes, hier's 2 bakkies vol kos, ons gaan dit nou uitdeel. Jy kry dit nie, of bitter min, daar is kerke wat dit doen, en ek haal my hoed vir hulle af.
Maar dis wat Vader van ons verwag. Hoofstuk 16 van die boek 4, Johannes Evangelie, die vervalste volmag van Herodes. Nou sal ons lees wie het dit vervals. Sirenius sê vir nou hierdie Zinka wat hom nou mooi vertel het wat alles aangegaan het met betrekking tot die onthoofding van Johannes die Doper. Vriend, dit is meer as 'n veronderstelling. Dit is die suiwer waarheid. Onthou dat die volmag vir Herodes is deur 5 fariseërs vir hom gegee. Hulle is met 30 kamele daar weg, vol goud en silwer. En binne 6 weke het hulle gesê, as hulle terug van Italië af, van Rome, en hier is die volmag. Maar nou is die argument, maar jy kan nie binne 6 weke die kant toe ry en terugkom en nog die koning sien nie, want dit is nie sommer net vir instap. En nou sê Sirenius wat al die dinge weet wat in Rome aangaan, want dis waarvan hy kom, dit is sy oom, die keiser is sy oom, so hy weet wat gaan in daai keiserlike paleis aan. Want veronderstel dat die keiser die verlangde volmag dadelik sou gegee het, dan sou dit tog onmoontlik binne 6 weke van Rome na Jerusalem kon kom, omdat elke verordening wat Rome verlaat, alles die wind, hoe gunstig, al ongeveer 40 dae tot Sidon nodig het. Regstreeks oor see, wat miskien wel die kortste pad is, kan geen skip gaan nie. En voor daar een langs die kus van die groot Middellandse See, of van die Adriatiese See, langs Griekeland tot hier kan kom, neem dit minstens 40 dae. En daarom kan niemand die afstand binne dieselfde tyd heen en terug aflê nie. Nou hier en al is dit geskiedenis, het ek iets geleer, ek het nooit geweet nie, ek het gedag, hulle klim in 'n boot in Israel, in een van die hawens daar, en hulle ry reguit Rome toe, is nie so ver nie. Nee, hierdie ou bootjies moes al langs die kus gaan, sodat as daar storms is, hulle nie so erg geaffekteer word nie. Dit is hoekom ons ook langs ons kus, oral skepe het wat gestrand is, want die mense het naby aan die strand gery, nog in die tyd van Jan van Riebeeck. Bovendien moet elke vreemdeling wat na Rome toe kom en van die keiser iets wil vra, eers 70 dae in Rome deurbring, want vroeër as dit kom geen vreemde gesant of gewone burger, uitgesonderd 'n veldheer of ander hoogwaardigheidsbekleer by die keiser uit nie. In Rome het die mense nou eenmal die gewoonte dat elke vreemde wat in Rome 'n guns van die keiser wil vra, eers aan die stad 'n offer moes bring, deur soveel moontlik uit te gee en ander geskenke en offers te gee aan die talle instituute en instellings. Dit kan so te sê bykans elke vreemde wat uit 'n ver land kom baie goed doen, omdat hulle slegs as hulle baie ryk is na Rome kan kom en vir 'n besondere guns kan vra. Want vir die algemene onbemiddelde volksklasse is wette en regverdige regters ingestel en bekragtig. Wie probleme het, weet waarheen hy moet gaan. As hy gaan, word hy regverdig volgens die wet gehelp. Want by ons Romeine pleeg mens geen bedrog nie, en steeds geld die beginsel. Geregtigheid is die fondament van heerskappye. En al gaan die wêreld ten gronde, tog sal die reg geskied. Dit is by ons Romeine nie sommer leessegspreuke nie, maar reëls wat tot op hede nog steeds baie nougeset nagevolg word. En ek kan net weer hier byvoeg, en in Suid-Afrika staan ons nog steeds onder die Romeins-Hollandse reg. Wat ek nou onlangs gelees het, die swartes sê moet weg. Ons het niks met daai koloniale reg te doen nie. So, ek sal nie verbaas wees as stamreg een van die dae ingestel word nie. Daarom is dit ook nie onbillik nie, as die besoekers aan Rome eers 'n offer bring aan die groot wêreldstad, voordat hulle waardig geag word vir die een of ander keiserlike barmhartigheid. Uit dit alles volg dus dat die 5 afgesande van die tempel gedurende 70 opeenvolgende dae nie by die keiser was nie. Dit is meer as 2 maande.
en daarom binne 6 weke onmoontlik 'n lonende reis van hier na Rome en weer terug kon gemaak het. As hulle dit egter nie kon doen nie, dan lei dit van self tot die geregverdigde gevolgtrekking, dat die 5 die ereskatting van Herodes aan die keiser self gehou het en die heersigtige viervors 'n nagebootste en dus valse volmag gebring en oorhandig het. Herodes verbeel hom nou om groter regte te hê as wat hy oorspronklik van die 4 vorstedom van Rome gekry het, maar so spoedig moontlik sal aan hom helder wyn daaroor geskink word, want hierdie Sireneus het die mag in Asië en die mag oor Herodes. Ja, nou is dan dit dan ook te verstaan, waarom geen enkele berig uit Rome my daaroor in watter vorm dan ook al bereik het nie. Want aan my as onbeperkte gesagdraer van Rome oor die hele Asië en 'n aangrensende deel van Afrika, moet alles wat maar deur Rome oor Asië beslis word, tog meegedeel word. Dit is tog verstaanbaar, hy is die ou wat die reg moet uitoefen, so hy moet kennis dra van alle edikte en afgekondigde volmagte. Anders sou ek 'n bepaling van Rome wat aan my onbekend is, sodra dit ergens ingevoer sou word, kon aansien as 'n provinsiale eie magtigheid, en dus as opstand teen Rome en haar mag, en dan dadelik met al my magsmiddele wat my ten dienste staan, moet teëgaan. Daarom kan jy nou goed verstaan dat die volmag van Herodes vals moet wees. Maar as die volmag vals is, sal jy ook kan insien dat ek ten eerste die bedrog van Herodes of die bedrog aan Herodes moet meedeel, en ten tweede die valse volmag van hom sal moet afneem en dit na die keiser toe moet stuur, sodat hy self vanweë die skending van sy persoon die deurtrapte misdadigers kan straf. Nou ja, dit is die logiese denke van 'n man wat in daai posisie is, en ek vind geen fout daarmee nie. En want hy weet dit nou nie. Hy dink hy het nou 'n volmag en hy tree nou daar volgens op en hy kan nou mense doodmaak. En as die volmag vals is, dan sal die doodmaak van mense moord wees. En dan kan hy deur Rome aangevat word. So hierdie ou Sireneus sê is reg, maar ons moet dit onmiddellik regstel. Maar die keiser moet ook weet wat het gebeur. En wie is die skuldiges? Hier is die 4 tempelpriesters of die kerkamptenare van daardie tyd wat diefstal gepleeg het en bedrog. Nou kom hier 'n ding oor die politiek van die tempelpriesters. En hierdie politiek het nog steeds aangegaan na Joshua se opstanding, na Joshua die apostels uitgestuur het met die leer van die liefde. Joshua het nie sy apostels uitgestuur om kerke op te rig nie. Hy het net een kerk aanbeveel en geleer. En dis die kerk van die liefde in die hart van elke mens. Dat mense in vergaderings en gemeentes kon kom, was nie 'n probleem nie. Maar dis al wat dit was. Hierdie vertrek is net 'n plek waar ons by mekaar kom om nie nat te reën nie, of nie koud te kry nie, of nie te brand in die son. Dis wat hierdie vertrek se doel is. Dis nie 'n aanbidwaardige tempel soos wat die meeste kerke vandag beskou word nie. Dit is hierdie groot heilige plekke. In 'n plek sê Joshua, bou eerder vir my 'n sorgsentrum vir hawelose mense, 'n ouetehuis vir arm ou mense of 'n kinderhuis vir behoeftige kinders. Hy sê, en in daardie gange van daai geboue sal julle my baie keer aantref. Maar in 'n kerk, en dit sê hy, is nie ek nie, sê hy nooit. Want hy sê in die Bybel, ek woon nie in tempels wat deur mense hande van klip gebou is nie. Dit is nogal skrikwekkend en ons almal het maar gedink dis die plek waar ons hom moet altyd gaan ontmoet. As mense ernstige goed het om te doen,
in hulle geestelike lewe, dan gaan hulle na die kerk toe. Veral in die Romeinse kerk is dit so, dat die mens daai gebou geweldige verering gee. Dit is hoekom al die standbeelde daar binne is, wat hulle net so vereer. Standbeelde van Yeshua, standbeelde van Maria, standbeelde van ou gestorwe, wat hulle noem saints, en die goed word vereer, en gevra om sekere inspraak te maak by die Vader, wat hulle nou nie sien as een met Yeshua nie. So ons gaan nog steeds aan vandag met hierdie dinge. Nou sê Sinkaf, hoofstuk 17, die opskrif die politiek van die tempelpriesters. Edele vriend, geëerde meester, ons verstaan dit baie goed, maar daarnaas is daar vir ons nog iets duidelik wat u nie skyn te sien nie. Daar is nou self 'n fariseer, hy weet wat aangaan daar in die kerksysteem. Sirenius sê, en wat mag dit dan wees? Sinka antwoord, dit is die dierbare politiek, waardeur die priesterdom byna te alle tye en in alle lande van die aarde 'n sekere voorreg besit, sodat hulle baie kan doen wat vir die res van die mensdom 'n misdaad sou wees. Die priesters is vermetel genoeg om hulle self letterlik as gode aan die ander mense op te dring en na willekeur teenoor elkeen die mond vol te hê oor die sogenaamde woord van God. En geen mens reageer daarteen nie. En selfs die keiser moet die brutale spel verdra, vanweë die van ouds ingeprente bygeloof van die volk, waardeur die mense op die regte gehoorsaam deemoedige plek gehou moet word, en nie moet opstaan teen die koning van die land, as hy hulle dikwels moeilik navolgbare wette en swaar drukkende belastings oplê nie. Nou hierdie is 'n baie duidelike politieke mag, wat uitgeoefen word deur die Rooms-Katolieke Kerk oor die hele wêreld, maar dit is ook in ons land, moet ons oë oopmaak vir die politieke mag van die destydse sisterskerke. Meeste van ons, in my tyd, was maar in die sisterskerke. En ek wil 'n verhaal vir julle vertel wat Adrian Snyman opgeteken het, wat hy eers na P.W. Botha se dood mag uitgestuur het. En P.W. Botha het vir hom gesê, want Adrian het hom gevra, hoekom het jy so links beweeg, saam met die wêreldpolitiek? Hoekom het jy apartheid afgeskaf? Hoekom het jy oorgegee, sodat die swartes meer en meer magte gekry het, en toe uiteindelik het hulle hom daar uit, en het hulle vir F.W. de Klerk in die posisie. En toe sê P.W. Botha vir hom, ek het eendag, het ek net besluit om die 3 sisterskerke se hoofde in te roep. Dit was 3. Hy het nie wat is die ander ene, die APK geroep nie. En toe sê hy, en hy het hulle in 'n kamer gesit, nou ek het baie met mense te doen gehad, wat met hom te doen gehad het. Hy was 'n baie reguit mens. Ek kondoneer nie sy politiek nie, ek dink dit was 'n swakkeling, hy kom as sy eie Bybel gelees het, en vir Vader self gevra het. Toe vra hy vir hulle, is apartheid 'n sonde teen die mensdom? Ek vra julle die vraag, ek kom oor 'n halfuur terug, en dan gee julle my antwoord. Toe hy oor 'n halfuur terugkom, toe sê al 3 gelyk vir hom, apartheid is 'n sonde teen die mensdom. Toe sê hy, daarom, omdat julle dit sê, sal ek nou apartheid afbreek. En as jy die werklike betekenis van apartheid in die geestelike konteks verstaan, dan is dit heiligheid. Want die woord heilig beteken net apart. En so het heiligheid is dus vernietig deur die 3 kerke waarin die meeste Afrikaners was op daai stadium, wat eintlik heiligheid verlang. En wat sê dat heiligheid nie bereik kan word as ons op die markplein van die wêreld ons godsdienst bedryf nie. Jou geloof moet afgesonderd aan Vader wees. Want hy sê,
God is heilig, daarom wees julle ook heilig. Hy is apart van die wêreld, afgesonder, wees julle ook afgesonder. Maar nou ja, die druk was te groot vir een man, maar ek wil dit hier stel baie duidelik, dat as die kerke nie saamgewerk het met die politiek nie, sou hulle ons land van nooit van ons kon vervreem nie. En dit is wat hulle doel is. Ongelukkig is hulle maar nog net soos wat die Openbaring boek sê, die groot hoer van Babylon, wat natuurlik die katholieke kerk is, en die dogters. Die boek praat nie net van die hoer nie, hy praat ook van haar dogters, wat oor die hele wêreld versprei is. So, maak jou oë oop, en kyk waarteen ons staan, en kyk hoe klein is die ou groepie mense wat Yeshua verlang, en wat skuiling by hom soek, en wat hom volg, soos wat, hoe sê ek nie, soos 'n lam volg, oral waar hy heen gaan. Want hy is ons herder ook, en hy is ons alles. So lees verder oor die politiek van hierdie ouens. As dit egter aan die priesters toegestaan word om na willekeur die scepter in God se plek te swaai, dan sal die keiser ook nie so kwaad maak, die keiser ook nie so kwaad maak, wanneer hierdie volksverdowers, mooi woord, nee, indien nodig heimlik of ook openlik, in die vel van die monarg kruip, in sy naam praat en selfs wette uitvaardig, indien hulle dit sowel vir die heerser, vir sy staat en natuurlik ook vir hulle self heilsaam sou vind nie. Dit lyk des te aanvaarbaarder in die provinsies wat, soos die Judeese vaderland hier, ver verwyderd lê van die woonplek van die heerser. As die keiser hulle vanweë hierdie valse volmaak tot verantwoording sal roep, sal hulle glad nie ontken dat hulle sonder enige opdrag gehandel het nie. Maar hulle sal die keiser ook nog 'n goeie rede kan aangee, waaruit blyk dat hulle dit slegs vir die welsyn van die monarg en sy staat gedoen het. En hulle sal die keiser ook haarfyn en glashelder probeer bewys waarom hierdie maatreël nodig was en watter voordeel vir staat en monarg daaruit voortgevloei het. En die keiser sal hulle ten slotte daarvoor nog moet prys en beloon. Wat het ongeveer 323 jaar na Yeshua gebeur? 'n Klomp biskoppe het 'n vergadering belê met die keiser en hulle het besluit om vir die volk 'n godsdiens voor te lê wat eerstens nie gewelddadig was nie. Tweedens is dit goed om die volk onder beheer te hou. En derdens was dit om al die gelowe te verenig as een. En dit is hoe die Bybel sy beslag gekry het. Hulle het gekies watter boeke is goed om die volk onder beheer te hou en watter boeke moet uitgegooi word wat 'n bietjie te soms sê te in opstandige boeke is. En so het die Bybel sy beslag gekry. Let wel, nie deur die Heilige Gees nie. Dat die boeke afsonderlik wat in die Bybel is wel deur die Heilige Gees geïnspireer is, daaroor het ek nie twyfel nie. Maar waarom is boeke soos Henog, wat 500 jaar in daai Bybel was, is uitgegooi na 500 jaar? Ander boeke van Salomo is nie ingesit nie. Ander boeke van Esra is nie ingesit nie. Die hoofapostel Petrus, wat die rots is, wat Yeshua sê, op jou bou ek my gemeente, sy openbaring is nie ingesit nie en sy evangelie is nie ingesit nie. Ons het dit daarom nou alles in die boek van herinnering, dank Vader. Maar ek wil net vir julle wys, op al so vroeg het hulle begin om te besluit dat die volk moet onder beheer gehou word deur godsdiens, dan die koning of die president minder moeite om hulle in beheer te hou. En so gaan dit vandag nog. Dit is hoe hulle die wêreldbevolking, die Christendom beheer. En as ons dit nie raak sien nie,
dan sal ons nie uit hierdie valse instellings uitgaan nie. Nie dat Joshua sê ons moet die wapen opneem nie, die enigste wapen wat jy en ek kan opneem is die swaard van die waarheid. En ons moet veg in die gees, want die vlees is nie die strydvlak nie, is nie die oorlogsveld nie, die gees is. En daarom moet ons in die gees veg, en moet ons die mense kry om die waarheid vrywillig aan te neem. Is ons by vers 6, Ja. Gestel dat julle vandag, dis nou hierdie valspriesters, tot verantwoording sal roep, dan sal julle na die verhoor net so min kon beskuldig as die keiser self. Uiteindelik sal u die volmag van Herodes nog moet bekragtig, wanneer hulle aan u sal bewys dat die stuk nodig was om daarmee die heersig van Herodes binne bepaalde perke te hou, omdat hy andersins met behulp van sy onmeetlike skatte en rykdomme baie maklik in die geheim 'n eie groot mag sou kon gevorm het, waarmee hy dan heel kategories met die Romeine sou gaan praat het. Hulle het dit egter ontdek en het dadelik deur ingewing van bo die korrekte middel aangegryp, waardeur Herodes pro forma 'n privilegie ontvang het van die keiserlike gesag, wat hy andersins baie gou met geweld sou afgedwing het. As die tempelridders u met sulke verklaringe sou tegemoet tree, wat kan u dan anders doen as om hulle te loof en te beloon? Hieruit kom ons net hoe goed hulle is met verdraaiing. Selenius sê, daarvan is ek nog nie so oortuig nie. As Herodes van plan was om so iets gemeen te doen, en dit ook wil uitvoer, waarom word dit dan nie vir my in die geheim meegedeel nie? Ek sou tog die regte middele baie goed daarteen kon aangewend het. Van Jerusalem na Sidon of Tyrus is tog regtig nie so ver nie. En dan nog, hoe sou die tempelpriesters die gesteelde groot skatte van die 30 kamele kan verantwoord? Ek dink dat dit tog gewis bietjie moeilik vir hulle sal afgaan. Nou sê die priester Sinka, geëerde vriend, edele meester, u skyn andersins 'n baie gedigte staatsmanskuns te besit, maar hier skyn u weer baie onervare te wees, soos iemand wat self nog nooit in 'n huis die scepter geswaai het nie. 'n Dubbele rede kon hulle daarvan weerhou het om u persoonlik daarvan op hoogte te stel. Ten eerste, gevaar in geval van vertraging, en ten tweede, die vermyding van elke gevaarlike opsien by hierdie saak. Want sou u te vroeg daarvan in kennis gestel gewees het, dan sou u dadelik die hele Jerusalem laat omsingel en sorgvuldig laat bewaak het. Dit sou by die volk groot opwinding veroorsaak het en dan met 'n bittere haat teen u vervul het. Herodes sou egter so stemming teen u baie goed kon benut het, waardeur onvoorspelbare bose sake kon ontstaan het. Hierdie ou en sy beredenerings is maar omtrent net so slie soos die 5 wat die geld gesteel is. Dit is hoe hulle almal dink. Hulle is so gekondisioneer in daai tempel. 9. Dit alles goed berekend en vooraf insienend, beskik die tempel in sy goddelike wysheid nou juis oor iets waardeur die bose saak sonder enige opsien verhelp word. Op die regte oomblik sou hulle wel vir u en die keiser baie ongemerk in kennis gestel het van die gebeure en voorsien het van raad hoe om verder op te tree. Die skatte wat vir die keiser bestem was, sou hulle egter eers dan aan u kon stuur, wanneer hulle die tyd ryp geag het om u oor alles in te lig. Geëerde vriend en edele meester, wanneer u ongetwyfeld so antwoord op enige van u vrae kan verwag, sê my dan eers of u in belang van goeie staatsmanskap iets anders sou kon doen as om die tempelpriesters baie te prys en hulle net soos elke goeie en eerlik saakgelastigde die wetlike 10% van die wins te gee. Selenius antwoord toe, maar as ek nou self oortuig is van die ontsettende verdorwenheid van die tempelpriesters, moet ek hulle dan nog ook prys en beloon?
is daar dan geen middel en geen manier om hierdie Satans broeders, die vuur na aan die skene te lê nie? Nou sê die priester Sinka, dit is maar net 'n vraag, wie van ons twee die slegte ridders beter ken en dieper verafskie? As ek hulle almal, die tempel en hulle sinagoges, in een sug sou kon vernietig, glo my, sou ek my geen oomblik bedink het nie. Maar die sake staan nou eenmaal so, dat selfs 'n Elohim of God u geen ander raad sal kan gee, as om voorlopig met 'n vriendelike gesig die bose spel saam te speel. Kom tyd, kom raad. Volgens my berekening en volgens die berekening van Johannes, is nou Johannes die doper wat hulle vermoor het, sal hulle, gereken vanaf nou, binne 40 jaar, heeltemal ryp wees vir vernietiging. En die sal dan die hele Judea en die hele Jerusalem opnuut moet verower, en hulle broeineste grondig moet verwoes. Maar voor die tyd sal daar gewapenderhand weinig of niks teen hulle onderneem kan word nie, behalwe dit wat ek u voorheen aangeraai het. U kan hulle te gelegener tyd laat vra hoe die bepaalde sake nou daar uitsien of lyk. As hulle egter dadelik klaar staan met hulle uitleg, doen dan soos wat ek vir u gesê het, anders sal dit sleg afloop. So hierdie ou waarsku maar net hoe slie die priesters in die tempel is, en dat met redenasies en met hofsake jy nie veel met hulle gaan uitdruk nie. Nou wat geprofeteer is deur Johannes, dat 40 jaar later is 40 plus 30 jaar na Messias wat hierdie gebeure afspeel, het dit toe ook gebeur, dat die tempel toe so teen Rome gegaan het en in opstand gekom het, dat Rome, ek kan nou nie onthou watter keiser dit was nie, hulle sê dit is Nero, maar ander sê dit is nie Nero nie, maar hulle het Jerusalem bestorm en hulle het alles afgebreek wat in daai stad gestaan het. Van die tempel het nie 2 klippe bo op mekaar gelê nie. En hulle het soveel mense doodgemaak, duisende het hulle gekruisig, dat hulle sê vir kilometers lang was die kruise langs die paaie opgestel gewees. Het so baie mense gekruisig dat in daardie tyd hulle nie eers 'n dwarspaal genoeg hout gehad het vir dwarspale nie. So die mense is so met hulle hande bo hulle koppe gekruisig. Dis waar die gedagte dan ook ontstaan dat Yeshua so gekruisig is, maar hy sê self, ek was op 'n dwarsbalk vasgemaak, my hande deurboor. So dinge het so gebeur. So elke boosheid het 'n maat. En wanneer die maat vol is, dan sal Vader die beker omgooi. En ons moet in hierdie land ook baie mooi kyk, dat die maat van boosheid, van hierdie wat onregmatig ons land van ons afgevat het, onregmatig ons hoogste gesag van Yeshua wat in die parlementsgeboue geheers het, al was dit nog onder die naam Jesus en Here, was ons tog 'n gelowige volk wat ons Skepper erken het. Ek was in die grensoorlog, en baie van julle, ek was nou in die weermag, maar ek was nie voltyds op die grens nie. Maar kyk net hoe min van ons mense is doodgemaak in daai oorlog, en hoeveel van die vyand. Slegs oor een rede, oor dat Vader saam met die Suid-Afrikaanse soldate was, omdat ons sy beskerming gehad het. Wat ons nou nie meer het nie. Kyk maar na die plaasmoorde, ons het dit nie meer nie. En die rede is, omdat ons afgedwaal het van die waarheid. Maar die beker sal uitgegooi word, ek dink, almal se bekers in die wêreld kom op 'n mate, kom op 'n stadium dat dit vol is. Ek dink die Joodse beker, en al die gruwels wat hy gedoen het, is nou omtrent vol. En ek kan nie die toekoms voorspel nie, maar die woord is duidelik dat hulle mag heeltemal gebreek gaan word. Baie dankie, ons sal aan môre weer verder gaan.